Goeienaand, ek hoop dit gaan goed met jou. Ek deel graag met jou 'n storie, 'n getuienis wat 'n tannie onlangs met ons gedeel het in die gemeente. Sy vertel dat 'n paar weke terug het daar 'n groot veldbrand uitgebreek op 'n plaas naby haar kinders se huis. En sy sê dis nie tyd vir reën in Ermelo nie. Dis nie iets waarvoor mense kan bid dat die Here net moet reën stuur nie, maar almal vra net asseblief bid dat daai vuur net sal bedaar. Want sien, as jy op 'n plaas bly en jy weet van hierdie goed, as daar eers 'n erge veldbrand is, dan is dit so moeilik om daai brand onder beheer te kry. En die tannie, ek onthou sy het vir my ook 'n boodskap gestuur en gesê asseblief ons moet bid. En sy sê sy kon nie bid vir reën nie, maar sy kon vir die Here vra of hy nie die wind sal draai nie. En sy sê hulle het gebid en gehoop en geglo en die mense was daar om te probeer om die vuur dood te maak, maar die vrees van dat hierdie vuur, hierdie veldbrand deur hulle plaas en deur hulle huis gaan beweeg, die vrees was nie reël gewees. En sy getuig en sy sê dat sy glo 100% dat die Here haar gebed beantwoord het, want die wind het gedraai en die vuur het hom basies self doodgemaak. En ek wil jou vandag sommer hier bemoedig. Hier is die amazing skrif in Matteus 19 wat Jesus is besig om met sy disippels te gesels en dan wonder hulle oor dit wat hy sê en in vers 26 dan sê die Bybel en Jesus het hulle in die oog gekyk, hy het reguit na hulle toe gekyk en gesê vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alle dinge moontlik. Ek glo 100% in die krag van gebed. Ek glo dat God luister as ons bid. En dit is my so amazing om te moet weet dat hy die wind laat draai het. Die tannie gebid het en gevra het, Here, red my kinders se huis se plaas. Mag jy in hierdie storie sommer vashou as jy weer in 'n moeilike situasie kom. Raak rustig en bid en vra vir die Here, want by God is alle dinge moontlik. Ek hoop jy het 'n lekker aand.